Hulle staan sy huis vol en kan amper nie vir 'n oomblik stil bly nie. Ander loer eenmal uurliks uit om hallo te sê. Hulle is oud, baie is van hout en altyd besig om jou aan iets te herinner. As ek te kripties was, ek praat van die baie verskeidenheid horlosies in Jan Pretorius se huis. Hierdie tydwysers is die groot passie wat hierdie 87-jarige jonk hou. Kom kyk saam. Snel vlieg die tyd en nooit kom dit weer. Werk dan met fluit, gooi dit tot ere tot op die uur. Nou, mens kan jouself afvra, wat het dit nou eintlik met houtwerk te doen? Wel, kom ons gaan vind uit. Wat is dit van hout, oom Jan, wat nie so aangetrek was? Ek moet met hierdie medium werk. Die bome, ek was altyd baie lief vir bome. 'n Boom wat nou groei, wat jare vat om te groei, van ons stinkhout wat nou baie skaars is tot 200 jaar oud. Die verskeidenheid, jy sal sien die stompsoorte hout wat ek vir uitwys, dat die Here het al hierdie goed gemaak en vir ons beskikbaar gestel, dat ons dit ook vir ander mense kan gebruik en dat ons dit nuttig sal doen. Tafels, stoele en in my huis moes ek 'n trap bou en ek het die voorreg gehad om dit te bou in Honduras mahonie. Dit is baie skaars. Dit is pragtig. Ek het net te geloop daar, hy loop baie lekker. Ja, hy eindig nie met 'n halwe trap wat 'n ou struikel nie. Dit gebeur baie Dit doen jy. as jy dit nie mooi uitwerk nie, dan die laaste trap is bietjie hoër of laag. En ook die tafels en alles oom self Alles, die kassies en tafels, alles. wat jy sien. Nee, man. Oom was eers 'n houtwerkonderwyser Ja. gewees? Hoe lank was oom in die onderwys? 35 jaar. 35 jaar. Ja, in dieselfde skool waar ek skool gegaan het. Christiana Hoërskool. En ek verstaan oom het ook toere aangebied of 'n toergids gewees. Ja, ek het toe nou skool gehou en dan vakansies het ek nie geweet wat om te doen nie. En ek het 'n hinkering gehad vir hout en iets self doen. En daar kom toe 'n geleentheid in 1960. En ek gaan toe saam met 'n toergroep, so 8 lande. Daar het byvoorbeeld in die Swartwoud gewees, in Switserland, en dis baie houtwerk goed daar. En toe besef ek, hier is nou 'n ding vir my. En toe spaar ek geld. En toe gaan ek in 1964 vir 3 maande oor om dit daar te vervolmaak. En hoeveel lande was oom oor die algemeen gewees? Die hele wêreld, die hele aardbol, oralste. Amerika, Rusland, Australië, Amerika se noord en suid, oralste was ek gewees in die hele Europa. Jy het so vinnig dit genoem van die Swartwoud, van al die plekke in die wêreld. Die Swartwoud in Duitsland het 'n baie spesiale plekkie in u hart. Hoekom? Ja, want dit klink nou snaaks, die Swartwoud. En toe as ek in die Swartwoud kom, toe vra ek nou, hoe neem jy die ding nou af? Ek dink, kom maar, dit is net bome. Hulle sê, nee, het is so donker daar binne in. Al die bome wat daar natuurlik groei. Dan stap jy maar binne in en dit was nou altyd 'n plek vir my, want in daai Swartwoud en rondom is fabrieke. Ek verstaan oom, dis soos die Mekka van horlosiefabrieke. Nou wat gebeur presies daar? Al die mense in die omgewing moet werk hê. En vervoer was 'n probleem. So hulle moet naby hulle werk wees. Het hulle klein dorpies gehad. En elke dorpie het iets gemaak. Eerstens by die huise van die mense, het die mans begin met ysterwerk. Rytjies gemaak met die hand en 'n veil. En so die eerste is oorlosies wat hulle daar gemaak het. Is daar in die 1870s wat uitgewerk het tot by die volmaakte uurwerk soos ons dit vandag het. En die goed is toe nou versprei oor die hele Europa later. Hulle moes geloop het. Nou van Duitsland af loop hy nou oor Switserland, Frankryk, en Londen toe en Engeland. En dan die goed nou daar bemark. Ek is 'n invoerder en het ek 'n groot hoeveelheid voorrade van parte wat jy nêrens anders kan kry as in Duitsland. Nou wat is dit om Jan stil ons nou wat 87 jaar. Oom Jan is nog steeds doenig met die horlosies en die houtwerk en die goeder. Wanneer rus oom nou?
Hier is vir my lekker. Is dit? Ek het 'n bietjie rugprobleme, dis al probleem wat ek het. Moet ek in die middag net so rukkie rus en dan val ek weer weg. Op 'n kol het daar 50 staalhorlosies in sy huis gewoon waarvan hy baie self gebou het. En met 65 jaar se ondervinding agter die blad, diens en restoreer hy steeds dikwels tydsaanwysers. Jan, toe ek nou ingestap kom, was dit een van die horlosies wat onmiddellik my oog gevang het, want op verskeie wyse is hy baie uniek. Vertel my so 'n bietjie van hom. Hy's in die Swartwoud gebou en die fabriek bestaan eintlik vandag nog. Dis 'n Killingrus die naam. Nou goed, hulle het koper gebruik. Ons praat van geel koper, as ons met die goed werk. Vir die rede, dit maak maklik die ratte en dit mag nie olie kry, die tandjies nie, want dit verstop met die tyd. En die roes natuurlik nou ook nie. Dit is baie belangrik. En dan hier is nou die klokkies. Nou baie mense sê, jong, wat se ding is nou hierdie, waar kom die klank vandaan? Toe maak hulle nou hierdie ene wat die klokkies het. Dit is 'n besondere horlosie, die Astrolabium is sy naam. Hy loop 'n jaar, hy is so gestel vir Suid-Afrika. Ja. En dan bring jy nou hierdie dingetjie om. Dis die maan. Jy skuif die maan. Nou kan jy sien wanneer gaan dit volmaan. En hier's datums hier geskryf. Sien jy die maande van die jaar is maande en goed. So hy wys eintlik vir wanneer dit volmaan. Volmaan. So hy moet dan hier, want ek hom kan sien dan, nou weet jy, Ja, ons is volmaan. van daai kant af. Kyk waar die tyd is. Nou as jy nou daar kom en hy swart, dan moet jy weet dis nag. Dis nag in die Dis nag. En dit is besonder, dit is organies gedoen en dit werk uitstekend. Is hierdie die ene wat vir hom die naaste aan die hart lê? Ja, Johnny, dit is die een wat ek die laaste gemaak het. Oh. 'n Paar duisend gemaak in my lewe. En ek het hout gekies wat ek die lekkerste mee gewerk het. En die naam daarvan is Amerikaanse swart okerneethout. Baie mense het wel in die nag gebel en sê hulle, "Hoerie, my oorlosie raas nou baie, wat kan ons doen?" En toe sê ek vir die fabriek, "Luister, ons moet iets doen." En toe doen hulle dit. En ek gaan nou wys wat sê die resultaat. As hy nou hier staan, daar, dan slaan hy normaal weg. Maar as die ouens wat nou wil in die nag wil slaap, sê dit pla, maar die meeste mense sê hulle slaap lekker saam met die oorlosie se ritme. Dan sit jy hom nou daar. En vanaand 10 uur stop hy van self. So dan hoor mense hy Niks. Die klik sê jy hoor, maar nie die slag. die slag. Ja. Goed, nou slaap jy van 10 uur en dan môreoggend 6 uur. Dan gaan hy van self aan. Alles van outomaties. Snel vlieg die tyd. Tyd. Nooit. Nooit kom hy weer. Dis hy. Mooi. Werk dan met fluit. Dis hy. Gode ter ere op die uurslag. Joy Cook is Jan se buurvrou oor kan die pad en het 'n groot waardering vir sy kennis en versameling besonderse horlosies. In sy werkskamer is horlosies, in die kombuis is horlosies, bo in die verdieping bo is daar ook horlosies en dit is ongelooflik. En elke keer as ek by hom kom, wys hy my 'n nuwe horlosie. By 'n persoon soos Jan kan 'n mens baie leer en hy's 'n aangename man. Hy's baie geliefd onder almal in hierdie omgewing.
Een van Jan se heel grootste vreugdes is om agteroor te sit met 'n lekker koppie koffie in die hand en die voltooide horlosie te geniet. As daar boonop musiek eie aan die Swartwoud speel terwyl hy sy handewerk bewonder, is hy soveel te meer in die 7de hemel. Wat laat daai klanke van daai horlosie, wat laat dit aan u doen? Baie keer het jy 'n gejaagde lewe buitekant, hier na toe en daai kant toe. En as jy nou in die huis kom en hier gaan die horlosie tik tak tik tak, hou kop, maak 'n ou rustig, jou hart klop gelyk, dit is wat dit doen. 'n Helende, iets sonder om resene te doen. Op 87 kan 'n mens sê die tyd het vir Jan goed behandel, maar hy het ook self tyd gekoester en bewaar en 'n unieke lewe daarmee uitgekerf.